Ek wil ook welkom heet aan almal wat luister en kyk in Afrikaans. Baie welkom. Mag die woord met u praat ook soos wat met my gepraat het. Kom ons bid net gou saam voordat ons gaan begin. Baie dankie ons Vader dat u lewe en u is die God van die lewendes. En ons prys u daarvoor. Dankie dat ons aan u behoort. Dankie Heilige Gees dat u ons nou gaan lei, dat u met elkeen van ons wat hier sit en luister, dat u met ons gaan praat, want u het 'n plan met ons. Ons het nie verniet gekom nie, u wil praat. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het, om lof en eer aan u te kan gee. Ons koning. Maar dankie ook dat ons kan luister, en dat u met elkeen van ons wil praat vanmôre. U weet waar elkeen van ons is. En as daar verstellings moet kom, as daar vernuwing moet kom in ons gedagtes, dat u dit sal doen vanmôre. As daar mensoorleweringe is, wat nie akkuraat is nie, dat u dit sal verwyder. Want u is groot en u is goed. U is 'n liefdevolle Vader. En ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nogmaals baie dankie dat u is. Ek wil net gou weer teruggaan na dit wat ons die vorige 2 Sondae gepraat het. Ek het gepraat oor my verantwoordelikheid as u geestelike leier is nommer 1 om u gereed te maak vir dit wat vir ons almal voorlê, en dis die dood. Ons almal gaan, en ek wil nie teruggaan soontoe nie, en ek sien negatief daaroor nie, maar die waarheid is, die dood lê voor elkeen van ons. En ek gaan daaroor bietjie praat vanoggend. Dis die eerste een, dat u gereed gaan wees, want die oomblik as ons oë daar oopmaak, daar in die hemel, dan gaan God vir ons vra, wat jy met Jesus gedoen? Wat jy met Jesus gedoen, dis baie belangrik. Dat u sal weet, die Bybel sê, ons kan weet, dat ons gered is. En ek het vir u gesê, wat nogal hard was vir my persoonlik, is dat, dit gaan nie oor of jy hom ken nie, dit gaan oor of hy jou ken. En ek wil nie terug gaan soontoe nie. Hy het dit gesê in Lukas 13, het hy vir iemand hom gevra, het van stad deur die stede en dorpe gegaan, toe vra iemand vir hom, Here, is daar min wat hemel toe gaan? Toe sê hy, ja, nou is die poort. En dan praat hy van, en hulle gaan, die oomblik as hy kom, dan gaan hy vir hulle sê, kom ons blaai gou soontoe, want ek wil vinnig dit net gou lees vir u, want dit het my nogal gestamp. Dit was 'n term wat ons op universiteit geleer het, maar dit het my nogal geruk. Hoor wat sê hy vir die man, ek's by Lukas 13, en ek gaan nie alles lees, kom ons begin, vers 25, Lukas 13, 25, wanneer die eienaar van huis opgestaan het en die deur gesluit het, en julle begin buitekant staan en aan die deur klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie, van waar julle vandaan is nie. Die skokkende deel is, dat hy gaan sê, maar ek ken jou nie. En as ons teruggaan, ek kan ook nie dit kan lees nie, na die 10 maagde toe, onthou 10 maagde, daar was 5 wyses en daar was 5 dwaases. En toe die 5 dwaases op die einde by die deur kom, en klop en sê, maak oop, sê die Heer dalk, ek ken julle nie. Met dan wat geweldig belangrik is vir my en vir jou is, dat ons verhouding met hom sal hê. Ek het vir u gesê, toe ek vir die Here sê, Here, maar hoe gaan u dit ken? Hoe weet u wie behoort aan u? Toe antwoord hy met 2 skrifgedeeltes, 2 goed wat hy vir my sê. Hy sê, hy ken sy liggaam. Soos wat ek my liggaam baie goed ken, so ken Jesus sy liggaam baie goed. En hy sê, hy is die hoof, en die gemeente is sy liggaam. Die tweede ding wat hy vir my gesê het, hy ken sy bruid. Is nie 'n blindheid nie, hy ken sy bruid baie goed. En daarom sê hy weet wie aan hom behoort. My boetie en sussie, is belangrik dat hy jou sal ken, dit sal net wees in verhouding. Reg, dis die eerste vraag wat hy vir jou gaan vra. Die tweede ding wat hy gesê het, om siele te win, is dit wat sal staan na die vuur gebrand het.
En dit wat hulle gedoen het, maak en hulle is kosbaar. Maar die Here wil elkeen van ons gebruik om op die ou einde siele te wen. Ek het vir 'n ander groep gesê by die Bybelstudie, as hier hel is, hier's wedergeboorte en hier's hemel, enige tree wat jy iemand help op pad na bekering toe, is jy besig om die koninkryk te bou. Met ander woorde, kom jy nie by die punt waar jy vir iemand sê, mag gee jou hart vir Jesus, maar as jy daai persoon help in die proses om te kom by die punt, is ons besig om die koninkryk te bou, en daarom moet dit altyd ons hart wees. Die Here het gesê, 'n klomp verhale, hy sê, hy los die 99, en hy gaan soek daai een. Dis sy hart. Sy hart, hy los die 99 skape, en hy gaan soek die een. Een penning wat weg is, hy gaan soek daai een penning. En as ek en jy sê, ons het God se hart, sal mense vir ons belangrik wees. En dan het hy vir jou gesê, dis nie 'n program nie. Vir jou die verhaal vertel van my eie lewe, squash, daar is klomp rowwe diamante gewees, en ek het vir hulle gebid, en die Here sê vir my, stop om vir hulle te bid. Ek sê, Here, maar dis die skriftuurlik nie. En die Here sê vir my, as jy nie lief is vir hulle nie, kan jy nie vir hulle bid nie. Met ander woorde, is uit liefde wat ons na die wêreld moet uitreik. Geweldig belangrik. Vanmôre wil ek met jou praat, ek wil met jou praat oor, wie trek die streep vir die einde van jou lewe? Want baie keer hoor ek, nie baie keer, maar jy hoor soms mense sê, jong, as die Here die streep getrek het, is hy getrek. En jy kan niks daaraan doen nie. My vraag vanmôre is, wie trek die streep? En voordat jy antwoord, moet ek teruggaan na dit wat ons al geleer het. En dit gaan wees, en ons gaan nie so te bly nie, ons sal dalk 'n versie daar lees, maar wat belangrik is, laat ek en jy sal weet, onthou, God het die mens geskape en vir hom heerskappy gegee. Ons moet dit nie vergeet nie. Voordat jy kom by die streep, moet ons teruggaan om te sê, toe God die mens geskape het, en dis in Genesis 1:26-28 sê, jy moet heers oor alles op hierdie aarde. Reg, en dan kan die wat skryf, Psalm 8, vanaf vers 5 tot 7, Psalm 115, vers 16, en Hebreërs 2, vers 5 tot 9 kan jy gaan lees. Ek gaan dalk net een van hulle lees, laat ons net optel. Kom, ek gaan gou na Psalm 8 toe gaan. Ja, Psalm 8. Ek wil dit gou vir jou lees, want voordat ons by daai vraag kan antwoord, moet ons besef dat God vir ons heerskappy gegee het. En ons het verantwoordelikheid teenoor dit. Ek is by Psalm 8, vers 7. Hier staan, u laat hom, die mens, u laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Toe God die mens geskep het, toe sê hy, luister, hierdie plek wat aarde genoem word, jy is in beheer daarvan. En ons moet dit nie vergeet, as ons kom dan by die vraag, wie trek die streep nie. Dis die eerste ding wat belangrik is. Die tweede ding wat belangrik is die belofte wat God vir die mense gegee het, as hy sou eet van die boom van goed en van kennis van goed en kwaad, is daar belofte. Jy sal sekerlik sterwe. En ons weet wat het gebeur. Die vyand, die duiwel, dit staan in Genesis 2:17. Die duiwel het vir Adam en Eva gesê, eintlik, ja, hulle is albei daar, het vir hulle gesê, jy sal nie sterf nie. En toe die mens ongehoorsaam is, toe die mens ongehoorsaam is, toe het hulle dood en sonde op die aarde losgelaat. Ek gaan dit weer sê. Die oomblik toe die mens sondig,
het hulle veroorsaak dat dood en sonde op die aarde ontstaan het. Met ander woorde, God se plan is dat ons as mense vir ewig sou lewe. Dit was God se plan. Maar as gevolg van die sonde, waarvan Satan die bron was, het dood en sonde in die lewe ingekom. Dit was nooit God se plan nie. En daarom, in Genesis 3:24, toe God vir Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgevat het, toe het hy 'n engel gevat, 'n gerub sê hy, en die gerub moes die boom van die lewe oppas. Wat was die rede daarvoor? Die rede daarvoor, as die mens van die boom van die lewe dan nadat hulle gesondig het sou eet, sou die mens vir ewig geleef het in die sonde toestand. Met my? En daarom toe hy hulle uitgevat, hy het 'n engel voor jy moet dit self gaan lees, hy het 'n engel voor die boom gesit met 'n vlamende swaard, dink ek staan daar. En hy moes die boom van lewe oppas, sodat die mens nie van die vrug van die boom van die lewe eet nie. Anders sou die mens vir ewig in sonde gebrokenheid geleef het. En daarom is die dood eintlik 'n seën op die ou einde. Want dan word ons as Christen verlos van die gebrokenheid van hierdie wêreld. Ek hoop jy is nog by my. Kom ons gaan gou na Romeine 5 toe. Romeine 5. Bly by my, moenie weggeraak nie. Romeine 5. Want al hierdie goed wat ek sê, gaan ons help om te kom by die vraag oor wie trek die streep. Romeine 5 vers 12. Baie belangrike skrif. Romeine 5 vers 12 lees as volg. Hy sê, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, daar is dit duidelik. Een mens het die sonde in die wêreld gebring, as gevolg van die sonde het dood in die wêreld gekom. En die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Hier is dit duidelik, die mens het gesondig, en omdat die mens gesondig het, daar dood ingetree. As die mens nie gesondig het nie, het die dood nie ingetree nie, en dan het ons vir ewige volmaakte lewe gehad hier op aarde. Maar die mens het gesondig, dit het die dood ingebring. En die bron daarvan was die duiwel. Ek hoop jy is met my. Wat is God se plan vir my en vir jou? Violet, hier is Violet. Violet sê, en Gert Coetzee het dit ook so 'n paar maande terug gesê, hulle sê dat God se plan vir ons is 120 jaar. Violet, ek hoop jy, waar staan dit? Jy het vir my gesê, waar is die skrif? Genesis 3 vers 6 staan dit. En ek verskil bietjie van dit, maar dis nie die issue nie. In Psalm 90 vers 10 sê hy wil hê dat die mens 70 en as 'n baie sterk is 80. Violet gaan vir 120, ek gaan vir 80 jaar. Maar ek dink nie mens moet kyk na 'n getal nie. God se wil is verseker en dis belangrik. God se wil is dat ons 'n volledige lewe sal hê. En ek glo 70 plus is baie goed. Want wat is goed? Ek dink wanneer elkeen van ons doele in die lewe vervul het, is ons gereed om huis toe te gaan. Maar God se plan, en dis belangrik wat ek nou gaan sê, God se plan is dat ons 'n vol lewe sal hê. 70 plus.
Dis wat ek glo God se wil is. God het nie 'n ander wil nie. En ek hou van die Engels, hy praat van God's will. En in die Engels praat hulle, 'n testament is 'n will. As daar in my testament staan, al my goed gaan na my vrou toe, dan is dit alles. Dit kan nie, 'n ander testament kan nie sê net die helfte nie. Net een wil gaan geskied. Dis die laaste testament. En God se wil vir my en vir jou lewe is 70 plus. Is daar mense wat dan voortydig sterf? Is die vraag. Ja. Daar's mense wat voortydig sterf, voor hulle tyd sterf. Wat is die rede daarvoor? Babas wat doodgaan, jong mense wat doodgaan, is dit God se wil? Nee. Ek glo nie dis God se wil nie. God kan nie sê 70 plus en mense wat hier laat sterf, nou sê ons maar God het toegelaat, hy het die mooiste blommetjie kom al, of hy het 'n engeltjie gemaak. Ek dink nie dis God se wil nie. God se wil is 70 plus, maar daar is mense wat verseker voortydig sterf. Ek is baie versigtig, maar ons moet hierdie goed aanspreek. Want as ons God beskuldig, dat hy die een is wat mense voortydig doodmaak, dan is dit moeilik om 'n lewende, liefdevolle verhouding met so God te hê. Reg. Kom ons kyk dan wat sê die Bybel. Ek gaan 'n paar skrifte vir u lees. Wie trek die streep? Of wanneer word daar 'n streep getrek? Kom ons gaan na Prediker. Kom ons begin by Prediker. Prediker is net na Spreuke, is Psalms, Spreuke en dan kry jy Prediker. Prediker 7 vers 17. Hy sê wees nie, Prediker 7 vers 17. Hy sê wees nie altoos goddeloos en wees nie dwaas nie. Waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Kenmerkend wat hy hiervan praat, en ons gaan ander plekke dit ook lees. Hy sê, wees nie altoos goddeloos en dwaas nie. Waarom sou jy sterf voor jou tyd? 'n kenmerk van mense wat voortydig sterf, is goddelose, bose mense. Kan voortydig sterf. Kom ons gaan na Psalm 55 toe. Psalm 55. Met ander woorde, daar sê hy, jy kan voortydig sterf, en hy verwys veral na goddelose en dwaase mense. Psalm 55, vers 24. Mense wat die Engelse Bybel het, is 23. Vers 24. Psalm 50, 24. Hy sê, maar u, o God, sal hulle laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot op die helfte bring nie, maar ek vertrou op u. Hier praat hy weer van mense wat boos is, manne van bloed en bedrog. Dan die laaste een hier, kom ons na Spreuke 10 toe. Spreuke 10. Vers 27. Spreuke 10 vers 27 lees ons volg. Hy sê, die vrees van die Here
vermeerder die dae. Ek gaan nou praat, kan jy jou dae vermeerder? Hier sê een van die ding, iemand wat die vrees van die Here in sy lewe het, kan jou lewe vermeerder. Die vrees van die Here vermeerder nie, maar die jare van die goddelose word verkort. En dit lyk vir my, mense wat goddeloos is, goddeloos beteken maar net, God nie eer in hulle lewe nie. Wat nie Christus, die koning van hulle lewe het nie, kan jou lewe verkort. Bose mense, bloeddorstige mense, kan hulle lewe verkort. Wie kan hulle lewe verleng? Het ons die een gelees, as jy die vrees van die Here in jou lewe het, kan jy jou daar verleng. Kom ons gaan Spreuke 3 toe. Baie bekend ook hierdie gedeelte, Spreuke 3 vers 1 en 2, ons praat nou om jou daar te verleng, of meer te maak. My seun, vergeet my onderwysing nie, en jou hart my gebooie bewaar, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. As ons die woord van die Here bepeins, lees en dit uitleef, sê dit sal ons lente van dae plesier gee. Spreuke 4, net die hoofstuk daarna, Spreuke 4 vers 10. Hy sê, hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. As jy geseënde lewe wil hê, dan sê ek ons hou by die woord. En dan ek gaan nie gaan na Exodus 20 toe nie, ek ken vir Exodus 20, vers 12, eer jou vader en jou moeder, dan sê jy daar, verleng word. En dan die laaste een, in Nuwe Testament, ons gaan na 1 Petrus 3 toe. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 10 en 11. 1 Petrus 3 vers 10 en 11 lees as volg. Hy sê, want wie die lewe wil lief het en die goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet vrede soek, en dit najag. Met ander woorde, die mens het die vermoë om sy lewe te verkort, of te verleng. Violet, en daarom is 120 bruikbaar. OK. 6 vers 3, Genesis 6 vers 3. Met ander woorde, die Bybel is duidelik. Luister mooi, wie kan dit verkort? Die mens. Wie kan dit verleng? Die mens kan dit verleng. Reg, en nou gaan ek vir u voorbeelde gee, 'n paar wat ek neergeskryf het. Hoe kan ek persoonlik die streep trek in my lewe? Ons nou gehoor, die Bybel sê duidelik, as daar bedrog is, as jy boos is, as jy bloedlustig is, as jy goddeloos is, gaan jy verseker jou dae verkort. Ek gaan nog 'n paar voorbeelde gee. En as ek dit sê, as ek sê mense verkort hulle lewe, sê dit nie, beteken nie altyd mense is goddeloos nie. Het nie Jesus as koning nie. Ek wil vir julle die eerste een sommer gee. Selfdood of selfmoord. Selfdood is die meer aanvaarbare term vandag. Daar's mense wat hulle lewe verkort deur selfdood. En dis Christene en ongelowiges wat dit gebeur. En ek wil nie sê iemand gaan hel toe nie, dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê, jy kan jou lewe verkort deur selfdood. Die nuwe ding wat hulle oor baie van praat is genadedood ook.
genade dood, gaan jy jou lewe kan verkort. Die derde een wat ek wil gee, ongesonde leefstyl. Ongesonde leefstyl kan jy jou lewe verkort. Ek gaan 'n paar goed lees, ek gaan vir niemand kyk nie. Rook, drank, dwelms, pille, kan my lewe verkort. Ongesonde eetgewoontes, seksuele sondes, losbandigheid, ander sondes, kan siekte en probleme veroorsaak wat jou lewe gaan verkort. Emosionele wanbalans, depressie, haat, jaloesie, bitterheid, woede. Al hierdie emosionele goed, baie van hulle te doen met die mond en die kop. Al hierdie goed kan veroorsaak dat jou lewe verkort word hier op aarde. Ons het gelees van die tong, lewe en dood is in die tong. Dit wat jy sê en dit wat jy dink kan jou lewe verkort. En dan het ons gelees van ouers eer. Ouer mense nie eer nie, kan jou lewe verkort. Reg, dit is persoonlik. Met ander woorde, as ek kan veroorsaak, as ek al hierdie goed doen, kan ek my lewe verkort. Maar ander mense kan ook my lewe verkort. En ek lees vir julle 'n paar daarvan. Ander mense kan 'n streep trek in my lewe, korter maak as wat God beplan het. Dronk bestuur, jy ry as Christen oor 'n roubord en as 'n dronk bestuurder en hy maak 'n ongeluk of hy ry in 'n persoon vas en daai persoon is dood. Dis nie jy nie, of dis nie die Christen gewees nie, maar iemand anders kan dit veroorsaak. Aborsie, 'n vrou wat swanger is, en aborsie toepas, het daai kind se lewe verkort. Moord, plaasmoorde, al hierdie goed verkort mense se lewens. Oorloë, natuurrampe, vervolging van Christene. Al hierdie goed kan veroorsaak dat mense se lewens verkort word. Nie persoonlik nie, maar ander situasies. Die vraag is God in beheer van dit gewees? Nee. God is nie een wat wil hê jy moet rook of drink of dwelms gebruik nie. As jy daai goed doen, doen jy dit. Alhoewel, en dit wil ek baie duidelik sê, God is nie die bron van dood, die vroeë dood nie. Alhoewel God alles weet en ken. Dit moet ek en u baie goed verstaan. Met ander woorde, God weet as wat ek gedoen het en nog gaan doen. En hy weet wanneer gaan ek sterf. Maar dit beteken nie, as ek vroegtydig sterf, dat dit sy plan was nie. Hy weet daarvan, omdat hy alwetend is. Hy weet presies wat gaan gebeur met my en jou. Elke ding weet hy, maar hy keer nie al die goed nie. Ek hoop u verstaan dit. Baie duidelik dat ons dit sal onderskei. Niks is vir God vreemd nie. Alles lê oop en bloot voor hom. Alles lê oop en bloot voor hom, maar nie alles wat met my en jou gebeur, is God se wil nie. As ek dwelms gebruik, weet God daarvan. Maar dit is nie sy plan vir my gewees nie. En daarom was my gebed vir die tannie, dat dit wat God beplan het vir die tannie, laat dit sal manifesteer. Die duiwel het ander planne. Maar God se plan, onthou, hy is die plan en ons het gesing volgend. Sy plan vir ons is lewe in oorvloed. Dat ons geseën voorspoedig sal wees. Dis jou gebed vir jou kinders. Nie een ouer wat hier sit, gaan sê ek beplan die slegste vir my kind nie. Daar bestaan nie so 'n pa nie. God se hart is nog meer vir ons as teen ons. Ek het hier neergeskryf, ons as Christus is aangestel om te heers oor die werke van die bose. En dis hoekom ek begin het om te sê, onthou,
God het vir my en vir jou aangestel om te heers op hierdie aarde. En daarom het ons die verantwoordelikheid om die koninkryk van die duisternis te weerstaan. Ek en u het die verantwoordelikheid om te heers oor die werke van die bose. Dis hoekom die Bybel praat van, hy is met ons, en hy wil hê ons moet meer as oorwinnaars wees. Hy is met ons, en hy wil hê ons oorwinnaars wees oor al hierdie werke van die bose. Laat ons hierdie bose goed, dat ons dit sal oorwin. Hy wil hê dat alles onder ons voete sal wees. Hy wil hê ons moet heers teen die bose werke. Onthou, God het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Die vyand is die bron van dood. Ek moet dit dalk lees vir u. Kom ons gaan gou na, ons is agter in die Bybel. Kom ons gaan na Hebreërs toe, Hebreërs 2. Hebreërs 2 ja, kom ons gaan eers na Hebreërs 2 toe. Hebreërs 2 vers 14. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Hebreërs 2, 14 en 15, lees as volg. Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Met ander woorde, hy het mens geword. Baie pragtige hoofstuk hierdie. Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Jesus het vlees geword, sodat hy die mag wat die vyand gehad het oor die dood, laat hy hom tot kon vernietig. En daarom, hy sê, vers 15, en almal kom bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Dis 'n preek op sy eie. Hy sê, hy het kom vlees word en die mag wat die duiwel gehad het om te heers deur dood, om dit te verbreek, sodat ek en jy nie hoef te vrees vir die dood nie. Ons is nie meer slawe van die dood nie. Ons is vry, en daarom die dood, die Hebreërs skrywer sê, daar word geen vrees vir 'n Christen te wees vir die dood nie. En dis 'n groot onderwerp. Maar as ek en jy besef wie ons is in Christus Jesus, sal ons nie vrees vir die dood nie. Want hy het hom oorwin. Reg, en dan Johannes 8 vers 44. Johannes 8, 44, kom ons lees net, hier wys ons net, wie is die een wat dood maak. Ander plek in Johannes sê, hy kom net om te slag, steel en verwoes, dis sy eienskap. Johannes 8, 44, lees as volg. Hy sê, julle het die duiwel as vader, en die begeerte van julle vader wil julle doen. Hy praat met die fariseërs, skrifleerders. Hy sê, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En staan nie vir die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. En wanneer hy leuen praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is en die vader daarvan. Maar ek wil gehad het, jy moet hoor, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Van die begin af by Adam en Eva, was sy plan om te dood te maak. God se karakter is lewe en lewe in oorvloed vir ons. Die vyand se doel is om te slag, steel en verwoes. Wat is my slotsom? Ek kom tot die slotsom dat God het 'n goeie plan vir elkeen van ons. En sy wil vir ons dat ons 'n vol lewe sal hê. 'n Lewe van voorspoed, seëninge. Omdat ons sy kinders is. Maar ons het die vermoë om ons lewe korter te maak of dit te verleng. God se wil is volledige lewe. En my hart vir u is, hoekom deel ek oor hierdie goed?
Want ek hoor mense wat God in beskuldigde bank sit en sê, God trek die streep. Maak nie saak wat jy doen nie. As die streep getrek is, hy getrek vir jou. En dis nie waar nie. God weet wanneer ons sterf, maar hy is die een wat die lewe kort neem nie. Hy is nie die een wat maak dat ons vroegtydig sterf nie. Daar's baie ander redes, maar dis nie God nie. God se hart is 'n volledige lewe vir ons. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Hemelse Vader, dat U vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit, dat U vir elkeen van ons 'n goeie lewe beplan het. Dawid het gesê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En wil het vanmôre gesê, Vader, ons staan selfs in 'n beter verbond as Dawid. En daarom, Vader, weet ons, U hart vir elkeen van ons wat hier sit en luister, is dat ons 'n geseënde, voorspoedige lewe in U sal hê. Vrede, ongekende vrede sal beleef en ervaar. En dankie daarvoor. Dankie, Vader, dat U vir elkeen van ons beplan het 'n vol lewe. 'n lewe wat ons toewy aan U. Nie ons eie koninkrykies bou nie, maar toewy aan om U koninkryk uit te leef, nie net persoonlik nie, maar rondom ons ook. En ons dankie daarvoor. Dankie, Here. As U vir ons is, wie kan teen ons wees? En daarom ons bid vanmôre dat U ons sal beskerm teen elke plan van die vyand. Hy wat net wil slag, steel en verwoes. Hy wat 'n moordenaar is van die begin af. Ons pleit die bloed van Jesus Christus oor ons. Laat U ons sal beskerm teen dinge wat ons lewens wil verkort. En help ons, Vader, dat ons godvrugtig sal lewe, godvreesend sal lewe. Laat ons dit sal hou by die woord. Want U sê daarin is daar seëninge. Vader, ek bid vir elkeen van ons wat hier sit. Help ons dat ons 'n vol lewe sal leef. 'n Lewe sal leef waar ons lig is, sout is, en waar U koninkryk manifesteer in ons lewens, maar ook waar ons die koninkryk bou, Vader. Dankie dat U vir ons is en nooit teen ons is nie. Dankie daarvoor, Vader. En daarom in hierdie week wat voorlê vir ons, help ons om U koninkryk te vestig, uit te leef. Lewe sal spreek, want U is die bron van lewe. En ons prys en eer U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.